Ek lees dan nou vir ons saam uit Matteus 12 van die 2020 vertaling. Toe het sommige van die skrifkenners en fariseërs gereageer en gesê, Meester, ons wil graag 'n teken van U sien. Hy het hulle geantwoord, 'n bose en owerspelige geslag vra 'n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word, behalwe die teken van die profeet Jona nie. Want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingevande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Die mense van Ninive sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het. En waarlik, wat hier is meer as Jona. Die koningin van die suide sal in die oordeel saam met hierdie geslag opgewek word en hulle veroordeel, want sy het van die eindes van die aarde gekom om die wysheid van Salomo aan te hoor. En waarlik, wat hier is groter as Salomo. Ons lees net so ver. In Suid-Afrika, soos in enige ander land oor hierdie wêreld heen, het elke liewe persoon 'n identifikasiedokument. As jy jonger is as 18, dan noem ons dit 'n geboortesertifikaat. En as jy ouer is as 18, dan het jy 'n ID-boekie of deesdae 'n ID-kaart. Nou die doel van hierdie dokument is om te kan bewys dat jy regtig is wie jy sê jy is. Wanneer jy begin werk, wanneer jy 'n selfoon wil koop, wanneer jy op 'n skooltoer gaan, dan het jy nodig om jou ID of jou geboortesertifikaat te kan wys. Dis nie net genoeg vir my om te kan sê ek is Zulka Mostert nie. Ek moet dit kan bewys. Ek moet kan wys dat ek die regte Zulka Mostert is. En daarom het net ek 'n ID-boekie wat sê dat ek Zulka Mostert is. Nou in die Bybelse tyd was daar beslis nie iets soos 'n ID-kaart of 'n ID-boekie nie. Tog sien ons dat die fariseërs en die skrifkenners in vers 38 vir Jesus vir 'n teken kom vra. Met ander woorde, Jesus kom sê dat hy die seun van God is. Hy sê dat hy deur God gestuur is om ons van ons sondes te kom bevry. Maar nou moet hy dit kan bewys. Hy moet kan bewys dat hy regtig die Messias is. Die manier waarop die fariseërs en die skrifkenners wil hê dat Jesus moet bewys wie hy is deur 'n teken te doen. Wanneer die fariseërs en die skrifkenners vir 'n teken vra, dan lyk dit opreg. Dit lyk of hulle regtig kom om net seker te maak dat Jesus die Messias is. Die probleem is dat hierdie versoek in vers 38 toe nie regtig so opreg en onskuldig is soos wat hulle wil voorgee nie. Die fariseërs kom vra nie 'n teken sodat hulle ook in Jesus Christus kan glo nie. Hulle kom vra 'n teken sodat hulle vir Jesus kan uitvang, sodat hulle 'n rede sal hê om in sy goddelikheid te twyfel, sodat hulle 'n rede sal hê om uiteindelik vir Jesus te laat kruisig. Die fariseërs en die skrifkenners se versoek in vers 38 is alles behalwe onskuldig. Want sien, teen die tyd wat hulle vra vir 'n teken, het Jesus reeds 14 wonderwerke gedoen waar die fariseërs by was. Met ander woorde, Jesus het reeds 14 keer in minder as 3 jaar sy ID-kaartjie vir die fariseërs gewys om te bewys dat hy waarlik God is. En tog, nog steeds sien ons dat al het Jesus dit 14 keer reeds bewys, is dit nog steeds nie vir die fariseërs goed genoeg nie. Ten spyte van al die bewyse, ten spyte van al die getuienisse oor wie Jesus is, ten spyte van wat die profete in die Ou Testament gesê het, die fariseërs weier nog steeds om te erken dat Jesus die Christus is. Hulle verwerp alle bewyse wat Jesus kom lewer en kom maak dit af as vals
en as swak. Dit is veral baie duidelik in die gedeelte net voor ons teksgedeelte vanoggend. Net voor ons teksgedeelte doen Jesus 'n teken. Hy's besig om 'n bose gees uit iemand uit te dryf, terwyl die Fariseërs daarby is en dit self ook sien. Die Fariseërs se reaksie op hierdie wonderwerk? Nie een van geloof nie. In vers 24 van Matteus 12 kom die Fariseërs eerder en dan sê hulle dat Jesus die bose gees uitgedryf het deur die mag van die duiwel. Wanneer die Fariseërs daarom nou in hoofstuk 12 vers 38 vra vir 'n teken, dan weet Jesus, maak nie saak wat hy nou gaan doen nie, dit gaan nie die Fariseërs oortuig van sy goddelikheid nie. Want die feit dat hy die maagd gebore is, die feit dat hy in Bethlehem gebore is, dat hy uit die nageslag van Abraham en Dawid kom, niks hiervan het die Fariseërs oortuig dat hy waarlik God is nie. Niks wat God oor Jesus in die Ou Testament verkondig het die Fariseërs oortuig nie. Niks van hierdie 14 wonderwerke wat Jesus gedoen het die Fariseërs oortuig nie. En net so weet Jesus, niks wat hy nou in Matteus 12 gaan doen, sal die Fariseërs kan oortuig dat hy waarlik God is nie. En daarom besluit Jesus om nie die teken te doen waarvoor hulle gevra het nie. In vers 39 praat Jesus met die Fariseërs en die skrifkenners en dan sê hy vir hulle dat hulle 'n bose en 'n owerspelige geslag is. Die Fariseërs en die skrifkenners is Jode. Hulle is deel van die volk van God. Hulle is die skrifkenners van hulle tyd, wie vir die volk moet kom leer wat God in sy woord kom sê het. En tog, met al hulle kennis en hulle wysheid, weier die Fariseërs keer op keer, wonderwerk na wonderwerk, bewys na bewys, om te erken dat Jesus waarlik God is. Hulle vra eerder elke keer vir nog 'n teken, nog 'n bewys om vir Jesus te probeer uitvang, om 'n verskoning te hê om nie gehoorsaam te wees aan God se woord nie. Daarom noem Jesus hulle boos en owerspelig. Want alhoewel hulle die volk van God is hulle nou besig om hulle rug op God te draai. Want wanneer hulle vir Jesus Christus ontken, dan is hulle besig om vir God te verwerp. Dan is hulle besig om sy woord te kom verwerp. In Matteus 12 is die Fariseërs besig om hulle rug te draai op die God van hulle voorvaders. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle draai hulle rug op God wie hulle uit Egipte uit slawerny bevry het. Die Fariseërs en die skrifkenners is besig om hulle rug te draai op God, wie hulle gekies het en vir hulle gesê het, maar ek sal julle God wees. Daarom doen Jesus nie die teken waarvoor hulle vra in vers 38 nie. In plaas daarvan verwys Jesus eerder na 2 tekens in die Ou Testament om juis te wys hoe goddeloos die Fariseërs is. Jesus begin met die teken van Jona. Hy sê vir die Fariseërs, 'n bose en 'n owerspelige geslag vra 'n teken, maar geen teken sal aan hulle gegee word behalwe die teken van die profeet Jona nie. Want net soos Jona 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou ons onthou die verhaal van Jona. Jona is een van God se profete in die Ou Testament. God stuur dan vir Jona en roep hom om uiteindelik sy woord aan die goddelose stad van Ninive te gaan verkondig. Op pad Ninive toe besluit Jona egter dat daardie mense so sondig is dat hulle nie verdien om deur God gered te word nie. Daarom besluit hy dat hy nie gaan om die woord van God aan hulle te verkondig nie. Uiteindelik word hy deur 'n vis ingesluk
En vir 3 dae en 3 nagte is Jona dan binne in die vis, besig om te bid tot God en te vra dat God hom sal red. Na 3 dae red God vir Jona, en hy beveel dat die groot vis vir Jona moet uitspoeg op die see, op die strand. Wanneer Jona so gered word, dan besef hy dit is God wat hom red. En daarom gaan hy uiteindelik na die stad van Ninive toe en gaan verkondig hy die woord van God daar. In 'n baie kort preek waar hy vir die mense sê, bekeer julle want die oordeel van God is naby, kom die hele goddelose stad van Ninive tot bekering. Jona verwys na die storie van, Jesus verwys na die storie van Jona, wat vir 3 dae en 3 nagte in die vis was, om uiteindelik sy eie dood, sy eie kruisiging en sy eie opstanding te kom verkondig. Wat Jesus hier vir die Fariseërs sê, is dat dit na sy opstanding uit die dood vir hulle onmoontlik sal wees om sy goddelikheid langer te ontken. Want Jesus se kruisiging en sy opstanding is uiteindelik een van die heel laaste tekens om te wys dat hy waarlik God is. Jesus praat oor die verhaal van Jona om uiteindelik vir die skrifkenners te sê, julle verwerp my as die seun van God wat uit die hemel uitgekom het. Maar ek gaan sterf en ek gaan opstaan, en dan na my opstanding gaan ek met julle praat, soos wat Jona na 3 dae in die vis met die goddelose mense van Ninive kom praat het. Ek gaan met julle praat na my opstanding as die opgestane Here, die verlosser wat vir julle sondes kom sterf het. En dan nog steeds, na hierdie finale bewys van wie ek is, sal julle my nog steeds ontken. Nadat ek uit die dood uit opgestaan het, sal julle nog steeds sê dat ek nie God is nie. Die Fariseërs en die skrifkenners het van die heel begin af vir Jesus Christus verwerp. Jesus kom sê in Matteus 12, dat die Fariseërs en die skrifkenners ook tot op die heel einde, tot op die oordeelsdag nog steeds vir Jesus gaan verwerp. Daarom is die oordeel van God vir hulle 'n uitgemaakte saak. In vers 41 staan daar, die mense van Ninive sal in die oordeel saam met hierdie geslag opstaan en dit veroordeel, omdat hulle op grond van die prediking van Jona tot bekering gekom het. En waarlik, wat hier is meer as Jona. Die goddelose mense van Ninive wou absoluut niks van God weet nie. Hulle het totaal en al hulle rug op God gedraai. Maar wanneer die profeet Jona die woord van God aan hulle kom verkondig, dan kom hulle almal dadelik tot bekering. En hier is die Fariseërs en die skrifkenners, die volk van God, wat hulle rug op God draai wanneer God self voor hulle staan en vir hulle sê wie hy is. Daarom sal die goddelose mense van Ninive die heilige Fariseërs op die oordeelsdag kom beoordeel. Want is die goddelose mense wat tot geloof kom, en is die Fariseërs, die skrifkenners, wat die mense moes onderrig, wat uiteindelik vir Jesus Christus tot op die heel einde verwerp. Selfs al staan hy voor hulle, selfs al doen hy al die wondertekens, selfs al sê hy vir hulle wie hy is. Sien nie hoekom die Fariseërs en die skrifkenners se versoek in vers 38 nie so opreg was nie. Want selfs al staan Jesus by hulle, selfs al verkondig hy die woord van God, is hulle nog steeds besig om in ongeloof te verval. Hulle bly nog steeds goddeloos. Daarom sê Jesus is hulle boos en oorspelig. Want keer na keer, wonderwerk na wonderwerk, bewys na bewys, is hulle besig om 'n flou verskoning op te maak vir waarom Jesus nog steeds nie God kan wees nie. Dis uiteindelik die Fariseërs en die skrifkenners se eie wysheid en hulle eie kennis wat maak dat hulle rug op Jesus en op God draai.
Nou geliefdes, as ons vir 'n oomblik die Fariseërs bietjie uitlos, dan is die groot vraag wat ons vir mekaar moet vra wanneer ons hierdie teks lees, aanvaar ek en jy Jesus Christus se idee, wat hy as bewys vir ons kom wys het vir wie hy is? Aanvaar ek en jy dat hy waarlik Jesus Christus is, of is ons nes die Fariseërs ook maar besig om te vra vir nog 'n teken en nog 'n wonderwerk, voordat ons sal glo dat hy waarlik God is? Is Jesus se kruisiging en sy opstanding vir my en vir jou genoeg, of wag ons ook vir nog 'n ekstra teken? Bid ons ook vir 'n bonatuurlike ervaring, vir 'n gevoel wat sal bewys dat Jesus waarlik die Christus is? Gemeente, as die kruis en die oop graf van Jesus Christus nie vir ons genoeg bewys is nie, wat sal ooit vir ons genoeg wees om waarlik te weet dat Jesus die Christus is, die Seun van God, wie in my en in jou plek aan die kruis gesterf het, wie my en jou sondes kom vergewe het, wie my en jou met God kom versoen het, en wie vir my en vir jou die ewige lewe kom gee het. Want sien, die Fariseërs het al die tekens gesien, maar nog steeds nie geglo nie. Hulle het die profete gehoor, maar nie geluister nie. Hulle het die Seun van God daar reg voor hulle gehad, en hom nog steeds nie geken nie. Maar wat van ons? Wat het ons nog nodig, of aanvaar ons Jesus se idee as genoeg bewyse dat hy waarlik ons God is? Ons moet onsself vanoggend afvra of die woord van God vir ons genoeg is. Of is ons ook soos die Fariseërs en die skrifgeleerdes, wat nog eers iets moet sien en nog iets ekstra moet hoor, voordat ons sal glo? Gemeente, alles wat ons nodig het om te glo, is reeds in die woord van God opgeskryf. Jesus is die Christus. Hy is die een wat vir elkeen van ons plek in die hemel gereed gaan maak het. So wat meer het ons nodig? Wat meer moet ons nog eers hoor of sien, voordat ons sal bely dat die woord van God die enigste en die volledige waarheid van God is? Ons moet onsself vanoggend afvra of die getuienisse van die profete in die Ou Testament vir ons genoeg is, of soek ons ook nog mense, pastore en predikante se menings, hulle drome en hulle visioene? Het ons die woorde en die wysheid van mense nodig, voordat ons die woord van God kan aanvaar? Geliefdes, die Gees van God het deur die profete met ons gepraat. Dit wat God aan hulle kom openbaar het, is vir ons neergeskryf. So as ons nog steeds die woord van God verwerp, en eerder vasklou aan mense kennis en mense wysheid, dan is ons ook besig om in die voetspore van die Fariseërs te volg. Dan is ons ook besig om ons eie menslike kennis en wysheid hoër te ag as dit wat God aan ons kom openbaar het. Dan is ons ook besig om te sê dat die idee van Jesus nie vir ons genoeg bewyse is nie. Want ons kort die woorde van mense om oortuig te wees van sy goddelikheid. Geliefdes, dis my gebed dat die Gees van God ons elkeen sal lei om te besef, die woord van God is genoeg. Die profete van die Ou Testament is genoeg. Die wonderwerke, die kruisiging, die opstanding, die leë graf van Jesus Christus is vir elkeen van ons meer as genoeg om te weet dat Jesus waarlik ons God is. So mag ons, anders as die Fariseërs en die skrifkenners, wat tot op die oordeelsdag vir Jesus gaan ontken, mag ons as kinders van God nou reeds bely. Jesus is waarlik die Here. Hy het gekom, hy het gesterf en hy het opgestaan. Jesus is waarlik ons Here, want dit is wat die woord van God vir ons sê. Dit is waarvan die profete in die Ou Testament getuig het. En dit is waarvan al die wonderwerke en die oop graf 'n bewys is.
Amen.